Wat sê, goeienaand vir my kind af, is lekker om saam met julle te kuier en ek wil jou vanaand uitnooi om notas te maak van vanaand en inteendeel, ek dink reg die hele reeks, is alwees belangrik om altyd notas te maak, maar daar's 'n rede hoekom ons hierdie reeks doen, the poverty gospel, want geld is die nommer 1 wat noem ons dit ding, force, God wat compete met Jesus in ons lewens. Dis die enigste God wat Jesus homself mee vergelyk het. Dis die ding wat ons Jesus die vinnigste mee replace in ons lewe. Dis die ding wat ons die meeste oor stres in lewe. Dis die grootste dryf agter alles wat ons doen. Geld kan of 'n baie groot blessing wees, of dit kan jou lewe absoluut hel maak. Dit kan jou miserable maak. Geld kan jou of nader aan die Here bring, of geld kan jou wegstoot van die Here af. En ek bedoel, die rede hoekom jy skool toe gegaan het, 'n laerskool, die rede hoekom jy hoërskool toe gegaan het, die rede hoekom jy gaan swat het, was alles vir die rede om vir jou 'n inkomste te maak, sodat jy kan lewe. Dis die rede hoekom jy alles gedoen het tot en met nou toe, of tot en met die plek waar jy was, is om geld te maak. En ons het hierdie verwarring begin kry, dat geld het die purpose van lewe geword, dat geld is dit waar alles gaan. Maar die probleem net nou is, aan die een kant moet ons geld maak, maar aan die ander kant, waar ons sê, as jy 'n kind van God is, kan jy nie ryk wees nie. Ek weet nie of julle al gehoor het van hierdie term, the prosperity teaching, het julle hom al gehoor? Mense val the prosperity teaching aan. En toe besluit ons, okay, wel, as mense nie hou van die woord the prosperity teaching nie, of the prosperity gospel nie, wat van ons noem dit eerder the poverty gospel? Klink dit beter? Klink dit meer akkuraat? Klink dit meer in belyning met wat mense wil hoor? Maar het moet tog net nie preek van 'n stage af, dat die Here wil hê dit moet finansiëel goed gaan met jou nie, want dan is ons nou prosperity teachers, dan wil ons net geld hê. Okay, dan noem ons dit poverty gospel. Yay! Ek so bly om arm te wees. Ek wil graag sukkel. Ek wil graag elke maand net nie my rekeninge kan betaal nie. Hoor julle eintlik hoe belaglik is dit? Om te dink, hey, ou kinders van God kan nie ryk wees nie. Prosperity teaching is die volgende. Dis wanneer ek jou manipuleer, sodat ek daarvan af kan benefit. Soos die pastore, hulle waar kry, hy het nou vir my nuwe BMW X5 gekoop, met wie se geld het dit gekoop? Dit gebeur dalk in ander kerke, maar in die kerk gebeur dit nie. Prosperity teaching gaan, wanneer ek vir jou sê, luister hier, as jy nie nou gee nie, né? As jy nie nou met offering gee nie, dan mis jy jou window period vir die Here om jou te bless. As jy nie nou gaan gee nie, dan weet ons nie of dit gaan goed gaan met jou die res van die maand nie. Ek speel op jou gevoelings. Of ek sê vir die mense wat kyk online, daar gaan nou 'n nommer verskyn aan die onderkant van jou skerm. Dan bel gou daai nommer, as jy nie nou bel nie, daar's so 3 minute, jy het net 3 minute oor, as jy nie nou bel nie, kom maar leer jy môre of iets. Ek weet nie. Dis prosperity teaching, maar wanneer ons prosperity preek, gaan dit nie oor my wat wil geld maak nie, dit gaan oor ek wat jou wil empower om finansiëel wel af te kan wees. Prosperity gospel gaan dat jy mag benefit daarvan af. Dit het niks met my te doen nie. Jesus se prosperity leefstyl het nooit gegaan om hom ryker te maak nie. Inteendeel, almal wat aan Jesus geraak het of met Jesus te doen gehad het, het geprosper in al hulle maniere. Inteendeel, Jesus het nie een geestelike wonderwerk gedoen sonder om hulle fisiese needs ook te ontmoet nie. Die woord prosperity beteken to prosper, to move forward, to advance, to grow. Dis 'n goeie ding. Amen.
Die ander ding van die gospel ook, dis nie 'n scam nie. Weet jy wat 'n scam? 'n Scam is as ek vir jou sê, hey, luister jy het hierdie gewen, bel net vir ons hierdie nommer en dan hoek ek ietsie op jou. Dan 'n scam is om te sê, ek gaan vir jou iets gee, maar ek gee dit nooit vir jou nie. Of hierso is 'n deal, jy weet, as jy nou betaal, kry jy 50% af en dan betaal jy nou en dan kry jy nie 50% af nie. Dis 'n scam. God is nie 'n scam nie. Amen. Die gospel is nie 'n scam nie. As ons die gospel preek, dan gee ons nie vir jou iets, of God gee nie vir ons iets en dan, of beloof iets en dan gee hy dit nie vir ons nie. As God vir ons sê, ek sorg vir jou, is hy nie 'n scam nie, dan sê hy sorg vir jou. As God sê, I will provide every need, dan doen hy dit. Hy sê selfs, test me in this, that I shall not provide for you. En as God 'n belofte maak, dan maak hy 'n oath met homself. En ek wil vir jou vanaand 'n powerful skrifvers lees, Hebreërs 6. En nou ek sê weer eens, maak 'n nota. Neem 'n foto of iets, of gaan kyk weer die preek na die tyd. Hoor gou wat gebeur wanneer God 'n belofte maak. Hebreërs 6, hier kom hy. God promises, His promises brings hope. Vers 13. For example, there was God's promise to Abraham, since there was no one greater to swear by, God took an oath in His own name, saying, I will certainly bless you and I will multiply your descendants beyond number. Then Abraham waited patiently and received what God had promised. Verse 16. Now, when people take an oath, they call on someone greater than themselves, to hold them to it. And without any question, that oath is binding. God also bound Himself with an oath, so that those who received the promise, us who received the promise of provision, could perfectly be sure that He would never change His mind. So God has given us both His promise and His oath. These two things are unchangeable, because it is impossible for God to lie. As God sê, ek gaan jou bless, ek gaan vir jou sorg, dan bind hy homself tot die oath. Wat beteken hy moet deurgaan met dit? Omdat hy nie 'n mens is dat hy kan lieg nie. So if God says He will, then He will. Again, ons het al gesê in die reeks, prosperity does not mean possessing. Prosperity is not about possessing. Prosperity is about blessing. The definition of poverty is when you lose your ability to give. When you lose your ability to give, you have become poor. Dan het jy arm geword. Stored up money is dead money. Opgegaarde geld, is dooie geld. It means nothing, blesses no one and serves no one. En hier kom God en hy posisioneer geld om aktief besig te wees, om jou te serve, sodat jy en ek ons God-given purpose kan uitleef. Die doel van geld is nie dat ons dit moet dien nie, die doel van geld is dat dit ons moet dien. As julle met my. En dan kom mense met hierdie nonsens waar hulle sê, Jesus was arm. Jesus, en hulle quote Matteus aan, dat Jesus het nie eens 'n kussing gehad om sy eie kop neer te lê nie. Die konteks van die vers was, hy het dit vir 'n ou gesê, wat gehou het van sy gemaak in die huis. En Jesus sê vir hom, as jy so my gaan travel, gaan ons loop, en ons gaan beweeg, ons gaan nie in 'n 5-ster inslaap nie, ons gaan die gospel gooi. Inteendeel,
Toe Jesus gebore was, het daar 3 wyse manne vir hom wat gebring? Goud, mirre. Scholars sê, as hulle gaan 'n estimate maak van hoeveel dit min of meer werd was vandag, $2 miljoen. As hulle dit moet terugwerk in vandag se pryse in. As Jesus arm was, hoe het hy dan 5,000 mans plus hulle kinders en hulle vrouens almal vir kos gegee? As Jesus arm was, hoe het hy 12 disippels vir 3 jaar lank met hulle vrouens en hulle kinders almal geonderhou? Die ding is, ons is geleer hierdie ding, dat as jy min het, is jy heilig. Moet tog net nie te groot kop raak nie, want Jesusie, ek weet nie hoe kan jy die Here dien met daai kar nie, of die Here dien in daai huis nie. Waar kom ons daaraan? Ons hou van die deel wat die Here sê, if you exalt yourself, I will humble you. Ja, wees humble. Be humble. Maar dan is daar ook 'n belofte wat Jesus sê, well, if you humble yourself, I will exalt you. Ons hou van die ou wat homself humble, maar ons hou nie daarvan as deur hom exalt nie. Come on. That's part of the promise. Ons het hieroor gepreek. Selfde met, seek first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Ons hou almal van die ou wat die koninkryk gaan soek, maar ons hou nie daarvan as al hierdie ander dinge byge-add word nie. Dan is Come on, it's part of the promise. Amen? It's part of the promise. Walla het laas week 'n profound ding gesê, waar hy gesê, poverty does not start in the wallet, it starts in the mind. It starts in the way you think. Jy hoef dit nie op te sit nie, maar 2 Korintiërs sê Paulus, julle leef soos wat julle leef, omdat julle klein dink. Hy sê, ek het julle nooit ingeperk nie, julle eie harte het julle ingeperk, in die klein lewens wat julle leef. God het julle nooit geroep vir klein lewens nie, julle dink klein. En die rede hoekom ons klein dink, is omdat ons prentjie van God nie altyd akkuraat is nie. Ons dink nie, God wil regtig vir ons voorsien nie. Ons voel skuldig om die Here te vra vir dinge. Ons voel skuldig om die Here te vra vir dinge wat op ons hart lê. Die probleem is net dat ons weet nie dat God die Vader is die een wat die beste na jou kan kyk, en dis vanaand se hele boodskap. Who can take better care of you than your heavenly Father? Jy hoef nie God te smeek om vir jou te voorsien nie. It's in His nature. It is who He is. Dis wat hy is. It is in our Father's nature to provide. In fact, the word Father means source. He supplies and provides and sustains all things. Dis wat hy is. Matteus 7 vers 11. Julle ken hierdie skrifvers. Skryf vir your parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Vraagteken. Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Of course not. So if your sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Dis God se hart, dis sy hart, en ek sê nou hierdie baie mooi en deeglik, om finansies op die regte manier, die regte tyd, by jou lewe by te voeg, sodat dit jou kan empower, om meer te beteken vir jou gemeenskap. God wants to set you up to live a life that will transcend beyond yourself. God wil jou so wel afmaak, en moenie jou vyande draak as ek dit sê nie. Dis goeie nuus. God wil jou so wel afmaak,
dat almal rondom jou bevoordeel word deur jou goeie finansiële status. Because prosperity is not just about you. God maak jou nie net ryk vir jouself nie, hy maak jou ryk sodat almal om jou kan benefit van jou rykdom. Dis die lewe wat ons Vader vir ons wil hê. It's in his nature to bless you, to advance you. Kom ek lees vir jou 2 Korintiërs 9 vers 8. As julle met my sê ja asseblief. Anders moet ons huis toe gaan. Okay, julle kan hom opsit. 2 Korintiërs 9 vers 8. You must each decide in your heart how much to give. Jy besluit hoeveel jy gaan gee. 10de, 15de, 30ste, you choose. But don't give reluctantly or in a response to pressure. Amen. For God loves a person who gives cheerfully. Vers 8. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Hallelujah. Kan ons julle aan 'n klap gee vir sy goedheid? Plenty left over. Plenty left over. Sê vir jou langs jou, plenty left over. You will have plenty left over to share with others. Baie mense wil nie bless nie, weet jy hoekom? Want as hulle bless, dan dink hulle, daar gaan niks oor wees vir ons nie. Nee, daar gaan genoeg wees vir hulle en vir jou. As jy die mentaliteit het, dat daar net genoeg is vir hulle of ons, dan dink jy klein. Then you've got a poverty mindset. Ek gaan nie dit wat ek opgegaar het gee nie, want dan gaan ons niks oor hê nie. Of mense sê, hey, luister hier, weet jy hoeveel mense jy kon gevoer het met daai kar wat jy ry? Luister hier, die Here het genoeg geld in sy koninkryk, sodat jy jou nice kar kan ry, en daar gaan nog genoeg wees, sodat ander mense ook gebless kan word. God is not poor. Mense het nou die dag vir ons, net die dag, is 'n paar dae terug toe ons hierdie matte upgrade hier in die auditorium. Toe kom val ou ons hier aan en hy sê, hoekom sit julle nuwe matte hier in die kerk op? Weet julle nie hoeveel kos julle kon gee vir die armes nie? Wag 'n bietjie, daar's genoeg geld in God se koninkryk vir nuwe matte en vir kos al buite. Come on. Inteendeel, ek moet dan net nooit weer die ligte in jou huis omruil nie, maar nooit nuwe tyres op jou kar sit nie. Moet asseblief net nie nuwe skoene koop nie, want jy kon mense gevoed het met daai geld. Come on, that's a poverty mindset. Amen. Vers 9. As the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. Vers 10, it is powerful. For God is the one who provides the seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, God, will provide and increase your resources. God will provide and increase. Sê so my increase. Dit meen jy word ryker. Waar lees ons enigsins van armoede hier binne? God will decrease? No, He will increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Vers 11, hier kom hy nog. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Ek weet nie hoe meer duideliker wil hê as hierdie nie. He's gonna enrich you. Kan ek dit in Afrikaans sê? Hy gaan jou ryk maak. Hy gaan jou ryk maak. Nee, jy kan nie ryk wees en die Here dien nie. Wel, dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê he's gonna enrich you. Come on, believe it. Glo dit. God is beter as wat jy dink. Amen. He's better. He will enrich you so that you can always be generous
And when you take your gifts to those who need them, they will thank God. Wat hy sê is, mense gaan die Here leer ken deur jou gee. Mense gaan die Here se hart leer ken omdat jy generous is. So two things will result from this ministry of giving. How many of you know you cannot give if you don't have? Therefore, you need to have in order to give. Hy sê daar's 'n resultaat. The needs of the believers in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanks to God. Die uiteinde van jou geld is sodat mense die goedheid van God kan beleef. Amen. Julle het al hierdie storie hoeveel keer van my gehoor. My eerste keer toe ek my kar weggegee het, net toe ons getroud, sê dat ek my kar weggee en ek gee die kar weg en jy kan net imagine die encounter wat die ander ou met die Here gehad het toe hy die kar ontvang. Kan jy gou daai prentjie saam met my indink? Ek kan nie glo dat die Here dit goed gedink het om my gebed te luister en vir my 'n kar te gee. Dis iets wat jy hoor in 'n storie. Dis iets wat jy hoor op buite en nie gebeur dit actually met my. En ek het die voorreg gehad om in daai oomblik die Vader se hart vir daai ou te kon wys. Die eerste ding wat die vyand wil regkry is om jou prentjie van God die Vader te belemmer. Hy wil hê jy moet verkeerd glo oor hoe goed God is. Hy wil hê jy moet glo dat God nie wil hê jy moet voortbeweeg nie. He wants you to think that God wants you to be poor. Want ons sê, die tweede punt van vanaand is, right believing will produce right living. And wrong believing will produce wrong living. Your picture of God is the most important part about you. Die manier hoe jy God sien, is die belangrikste deel van jou lewe, want die manier hoe jy na God kyk, gaan die res van jou verhouding met hom bepaal. As jy sien, God is nie vir jou nie, hy is nie goed vir jou nie, gaan jy hom approach in daai manier, gaan jou gebede daai gedagtes volg. And you also pray like an orphan. People have a lack of life and they live in poverty because there is a lack of God's knowledge in terms of how good He is for us. Hoor gou hierdie powerful statement. There have been many times, en jy kan ook saamstem, there have been many times where we have tried very hard to believe God for something. When what we really needed was a greater revelation of God's love for me. Jy het in soveel worry en stress ingaan, jy het soveel moeite gedoen om geloof te probeer opbou, dat as ek net kan die reg kry, sal die Here vir my daai deurbraak gee. Your works don't produce a breakthrough from God. His love for you produces the miracles He wants to give you. Whenever you remove or decrease love, your faith begins to wither. As jy vergeet hoe lief God is vir jou, gaan jy angstig raak. Come on, want jy dink hy het nie jou back nie. Jy dink hy gaan nie vir jou sorg nie. You may think you know God loves you, but if you're stressed out, worried, and have no joy, the question remains, do you really believe God loves you? God is who He says He is, regardless of what we think, but your impression of God will determine how you experience God. Die manier hoe jy God sien, bepaal die manier hoe jy God gaan beleef. As jy hom gaan sien as iemand wat wil hê jy moet arm wees, gaan jy hom in so 'n manier beleef.
As jy jou Vader sien as iemand wat jy wil bless, wat lief is vir jou, wat jou lewe wil advance, gaan jy met daai manier beleef. Baie mense beleef nie wonderwerk in hulle lewe of breakthroughs nie, want hulle dink nie die Here wil dit vir hulle gee nie. Is julle met my? Our beliefs don't change because our circumstances change. Our circumstances change because our belief changes. Is julle met my? Jy kan nie jou persepsie oor God net verander wanneer dinge om jou verander nie. Nee, dinge om jou verander omdat jou persepsie van God verander. Maak sin, hè? A wrong concept of God leads to frustration. Right belief leads to transformation. Band, julle kan my asseblief join. As jy nie gaan weet hoekom God jou bless nie, hoekom God finansies by-add tot jou lewe nie, as jy nie weet hoe lief hy vir jou is, hoe goed hy oor jou voel nie, gaan jy altyd 'n poverty en 'n performance mentaliteit hê. As jy die Here vra om jou besigheid te bless, dan voel jy skuldig. Want verdien ek dit? Ek vertrou die Here vir 'n ander huis. Mag jy vir dit bid? Mag jy? Verdien jy dit? Ek weet nie, hè. Hey, ek wil bid vir 'n promotion by my werk, maar Here, elke keer as ek al vra, voel ek super skuldig. Ja, want jou persepsie van God is verkeerd. Die vyand gaan net dit kom aanval. Die manier hoe jy God sien. En is al wat Jesus probeer regkry het in sy bediening van om God se hart vir ons te openbaar. Was net hoe goed hy is. En hoe hy sorg. Inteendeel, Bybel sê, omdat jy sy kind is, het jy alles geërf wat God se is. Met jou werk 'n erfenis. Jy kry dit omdat jy uit die bloedlyn kom van wie daai erfenis besit. 'n Erfenis is iets wat gegee word en oorgedra word, nie omdat jy dit verdien nie. An inheritance is not something you worked for. Even ons, my oupa, eiendom bestuur, my pa het oorgedra na hulle toe. Ons kan vandag deel hê om dit te manage. Ek het niks om dit te doen gehad nie. But I can share in that inheritance. Efesiërs 1 vers 3 tot 5. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us as His children with every spiritual blessing in the heavenly realm. Laat dit net gou insink. The riches of God, the prosperity of His kingdom, we have access to now. And the kingdom of heaven is ready to release to you what is needed so you can fulfill your destiny. Jy smeek nie daarvoor nie. Werk nie daarvoor nie. Jy ontvang dit in genade. Dankie Here. Ons hier is goeie nuus.
Every spiritual blessing in the heavenly realm because we are united with Christ. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. And God decided in advance to adopt beteken to accept, to approve us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. The Bible says it gives God great pleasure to give you the kingdom of heaven. So, God kan beter na jou kyk as wat jy na jouself kan kyk, as wat jou pa na jou kan kyk, as wat besigheid na jou kan kyk. He is the ultimate source that will provide every need according to His riches. And when God gets to touch your life, when God is active in your life is bound to be prosperous. You will be prosperous. Come on, as julle met my. You will advance in every facet of your life because the kingdom of heaven is not barren, is not poor. It advances, it enriches, it lifts up. Ek preek vir my vrou wat online kyk vanaand. Ek weet nie, ek weet. Hoor julle wat ek sê? Is julle met my? As jy som in geloof saamstem, staan saam met my op. Ek wil vir jou bid en dan gaan ons worship. Dan gaan ons sing. Kom, ek wil hê dat moet faith in jou gestuur word. Dat jy gaan nie net okay wees nie, jy gaan meer as okay wees. Amen. Want God het 'n belofte gemaak dat hy sien om na jou. Ek wil hê jy moet rustigheid beleef vanaand. Ek wil hê jy moet voel dat daai laste van jou skouers afkom. Omdat God na jou kyk, omdat jy sy seun is, omdat jy sy dogter is. En God gaan jou ryker maak as wat hierdie wêreld jou ooit kan maak. God gaan jou plekke vat wat hierdie wêreld jou nooit kan vat nie. God gaan vir jou deure oopmaak wat selfs nie jou graad, jou meestersgraad, enigiets vir jou kan oopmaak nie. Amen. Because He's that good. He's that good. Dis net vir jou. Kom ek bid vir ons. Heilige Gees, ek kom bid vir angstige harte vanaand in Jesus se naam. Ek bid vir harte wat worry. Wat bekommerd is oor môre. Bekommerd is oor die einde van die maand. Gaan daar genoeg wees? Gaan ek my rekeninge kan betaal? Ek bid Vader, in die naam van Jesus, dat die Heilige Gees hierdie auditorium sal kom vervul, en die rustigheid, die vrede en die vreugde op ons liggame kom rus. Lord, you will provide every single need. I thank you, Jesus, that even while we sleep, you are working behind the scenes, orchestrating deals, working to get funding and finances to your sons and daughters. Because you love us. I thank you, Lord, that you are Jehovah Jireh, the God who provides. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons worship.